Vader, ons seën elke offergawe vanaand, ons dra dit op aan U, Here, en ons saai 'n saad ook, Here, om dankie te sê vir 2017. Dankie, Here, dat U ons saad gebruik om U te verheerlik ook, Here, en hierdie gemeente te bou van krag tot krag en U heerlikheid tot heerlikheid. Vader, dankie dat ons gemeente geplant is deur U, Vader, nie deur 'n mens nie. Here, dit is, Here, altyd wat die groenigheid opwek in die land, wil die sprinkane verwoes en steel. Maar dankie dat U ons bewaar van die sprinkane, van die verwoesters in die jaar. Dankie dat ons tot hier gebring het vanaand, Here, om U naam te verheerlik en aan te kondig dat Jesus heerser is en dat Jesus Here is oor alles. Vader, ons verheerlik U vir elkeen wat vanaand hier is. Ons salf hulle, ons seën hulle, Vader, hulle het gekom tot hier, Here, om die naam van Here te bely en profetiese spreek hulle lewens in, Vader, en 'n woord te ontvang van U af. Maak U woord waar, Here, breek U woord oop, salf vir U woord vanaand, Here, tot die heerlikheid van God die Vader, en Here, tot die koninkryk wat uitgebrei word in Jesus naam, en almal sê amen, en amen, lief die Here. Goed, ek dadelik wegspring met die woord vanaand, en ek wil graag julle weer neem na vanaand se gedeelte. Ons moet kyk na autoriteit van 2018 deel 2, en ek wil begin eintlik daar in die boek van Levitikus, want as ons kyk na Levitikus 18 vers 4, sien ons plek dat die Here sê, dat kan almal sien daar, Levitikus 18 vers 4, en hierdie woord het die Here vir my gegee alreeds in die week, en die nommer 18, die syfer 18 beteken eintlik, die getal 18, beteken letterlik lewe. En dit is eintlik 'n simbool van 'n dier in die Hebreëse teks. Maar ons gaan daarop ingaan dat Hebreëus en Grieks vanaand leer nie. Maar ons gaan kyk en sê die Here vir ons daardeur. Wat die Here sê is, die getal 18 staan vir lewe. En ek en jy het 2018 wat voor ons lê nou. En elkeen moet uitsien na lewe. Elkeen moet uitsien na die lewe wat die Here vir jou beloof het. In Johannes 10 vers 10 sê hy, uitgekom dat julle moet lewe hê en dit in oorvloed. So elkeen moet uitsien na lewe. Dit wat dood was al die jare gaan begin lewe. Dit wat 'n stryd was gaan begin opstaan. Dit wat neerslagtig was gaan begin herleef met vreugde en met vrede in die Heilige Gees. Amen. Dit wat siekte gebring het gaan genesing wees. Dit wat die duiwel kom probeer plunder en roof het by jou, gaan die Here teruggee vir jou op 'n bonatuurlike wyse, soveel so dat jy gaan geniet wat die Here vir jou teruggee en hy gaan vir jou bekragtig om dit te geniet. Amen. Want ek weet ook die Here het 'n plan om elkeen hier te salf vanaand met 'n autoriteit, met 'n deurbraaksalwing. Maar die Here sê vir ons in Levitikus 18 vers 4, my verordeninge moet julle doen en my insittinge hou en daarin wandel. Ek is die Here, julle God. En ek gaan verder, hou my insittinge en my verordeninge wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die Here. Hy sê dat jy daardeur kan lewe. Die woord lewe is simbool 18. Amen. Dis die woord Chahi in die Hebreëse teks. En daardie woordjie lewe, dit is so 'n klein woordjie wat iewers moet pas. En dit pas letterlik daar. En die Here sê as jy my verordeninge hou, gaan jy lewe. Ons moet besef vanaand dat ons verordeninge van die Here hou en gehoorsaam is aan die Here, gaan hy vir jou sê daar is lewe vir jou. Amen. Daar's altyd 'n beloofde lewe vir ons elkeen. As ons net vinnig kyk na die volgende gedeelte, ons ken die gedeelte baie goed, Deuteronomium 30 vers 15. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê eerstens. Amen. Dan sê hy ook vir ons, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. En dan sê hy ook verder vir ons, wat ek hier in die Bybel sê, as jy die Here jou God liefhet, hy sê ek gee vir jou lewe en geluk. En hy sê ek hou dit vir jou voor. Vanaand hou die Here dit voor jou. Hy sê ek gee vir jou lewe en geluk. Ek gee vir jou Shahi. Ek gee vir jou die lewe wat jy moet hê, om my te aanbid en in my weë te wandel. Ek beloof vir jou die lewe wat jy in Christus kan vind. En hy sê ek beveel dit vandag. Hoor Israel, die Here ons God is die enige Here, sê hy in Deuteronomium 6 vers 4. Daarom moet jy die Here God lief hê met jou hele hart en met jou siel en met al jou krag. Amen. Ons ken die gedeelte baie goed. Maar as ons kyk in die woord van die Here, hoe dat die Here vir ons beloof in Numeri 10 vers 1, praat hy van die silwer trompette. En hy beveel Moses, hy sê vir Moses, maak silwer trompette. En elke keer wanneer jy optrek,
Hy sê, maak 2 silwer trompette van drywerk wat jy dit maak, en hulle moet vir jou dien om die vergadering byeenroep om die laaste wat opbreek. Hierdie 2 silwer trompette staan vir 'n roeping wat die Here op jou lewe sit. En die silwer trompette gaan baie relevant wees en baie betekenisvol wees vir elkeen hier in 2018. Wat beteken die silwer trompette? Ons het baie keer oor gekyk in die verlede, maar dit beteken letterlik dat die Here sê vir ons, onthou, die allerheiligste is die goue plek gewees waar die heerlikheid van die Here was. Nou, alles is betrek met goud. Dan het jy ook buite die laar die koper gekry, koper waskomme, amen. En jy het ook die elemente gekry van die silwer. Maar die Here sê eintlik vanaand vir ons, dat die silwer simboliseer Jesus se naam oor jou lewe, amen. En wat jy in 2018 gaan beleef, en wat jy moet beleef, is dat jy die naam van Jesus op jou lippe moet hê. Wat jy die naam van Jesus spreek, as jy opstaan en as jy gaan slaap. As jy letterlik kyk na die symbool 18, moes die Joodse volk, moes hulle elke keer in die oggend 'n gebed doen. Die oggendgebed was as volg. Die Here, hy alleen is God. En as hulle gaan slaap in die aand, het hulle weer gebid. Die Here, hy alleen is God. Amen. En jy moet 'n verklaring maak elke oggend en elke aand, die 2 silwer trompette, en jy moet sê, Jesus Christus is my Here vir die dag. In die aand as jy slaap, moet jy sê, Jesus Christus is my Here in die aand. So elke keer wanneer jy die trompette voor jou het, en dit optrek in die oggend, en in die aand, moet jy verklaring maak op jou lippe. Jesus Christus is my Here. Jy verklaar dit oor jou finansies. Jy verklaar dit oor jou kinders. Jy verklaar dit oor jou werk. Jy sê, Jesus Christus is Here. En weet jy wat gebeur as jy dit verklaar? As jy opstaan in die oggend en jy stap, en jy maak 'n verklaring, as jy in 'n klein woonstelkompleks bly, kan jy dit hardop verklaar. Maar dit almal kan hoor, jy verklaar ietsie vir die Here. Amen. As jy in die badkamer is en skeer, Jesus is Here. As die ou langs jou probeer afluister vir die muur, gaan hy hoor, wat sê hy ou? Nou wat probeer hy sê? Maar hy gaan net hoor Jesus. Amen. En hy gaan hoor, maar hierdie ou is besig vir die Here. Halleluja. En ek weet dat die Here wil kom en vir jou sê, ek het 'n naam oor elke naam. En in 2018 moet jy my naam verklaar. Jy moet vir die duiwel laat weet wie jou Here is. Amen. Weet jy hoe kragtig is dit om die naam van Jesus te spreek in die dag as jy wandel? Weet jy, as jy in 'n plek instap en jou milieu is bietjie duister en jy voel dis bietjie klapperig, spreek Jesus se naam. Amen. Verklaar dit oor die omstandighede. Verklaar en sê vir die duiwel, Jesus Christus is my Here. En dis die trompette wat jy blaas oor alle omstandighede. En so oorwin jy om autoriteit te beleef in die Here. Dis een beginsel daarvan wat ons gaan vanaand ook doen in 2018 wat volg. En ons sien ook hier in die woord van die Here. Hy sê in vers 9, as julle in die land in oorlog gekom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas. Halleluja. Dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van julle Here God. Julle sal van julle vyande verlos word. Hoor hoe mooi is dit. Amen. Hy sê as hierdie 2 trompette vat en dit blaas, as jy in 'n geveg betrokke is, gaan die Here kom en die vyand voor jou verslaan. En hy gaan die oorwinning vir jou bring. En as jy dit blaas, gaan die Here jou onthou in die geveg. En hy gaan kom en jou help. Amen. Dis groot. Halleluja. Hy sê hy gaan jou kom help. Wat verklaar jy? Jy sê in jou stryd, Jesus is Here in my stryd. Jy sê in jou omstandighede, Jesus is my Here in my omstandighede. En dan gaan die Here jou onthou in die omstandighede. En hy gaan sekerlik kom en jou verlos met sy engele, met sy kragtige hand oor jou. En hy sê, ek onthou my kind, want hy onthou my naam. Ek onthou my kind, want hy onthou my belofte spreek en oorwinning te beleef net in my naam. Halleluja. En dis die Here se belofte vir jou, ook vir 2018 en vir my vanaand. Hy sê, kom, verklaar my naam, blaas trompette en vergader voor my troon. As ons kyk wat die Here vir ons beloof en ook deur die betekenisvolle skrifte verstaan wat hy ook vir ons gee, so in 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie stryd gestry, sê Paulus. Nou, hy sê, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Ek het die wedloop volëindig. So wat doen die Here? Hy gee vir diegene wat oorwin het oor mense en soos Jakob geworstel het teen die engel kon hom enige tyd verslaan het met bonatuurlike krag, met engelse krag. Maar die engel het gekies op die vlak van Jakob te veg. Hy het nie op die vlak van die engel geveg nie.
Hy het die vlak van Jakob kom veg, nou, so genadig is die Here. Anders het dan net 'n kroeshaartjie en 'n bloedbolletjie oorgebly. Amen. As die engel klaar was met hom. Maar die engel het hierdie geveg met Jakob gehad om te sien. Jakob, kan jy stry in die donker stryd en nog steeds oorwin? Kan jy die mense stry en nog steeds oorwin? In die laaste dae, die tyd het ons ingegaan in 2018, gaan daar dinge voor ons lê. Dan gaan 'n stryd wees seker in ons lewens, nou. Dan gaan dinge kom wat ons nie daar wil hê nie. Maar die Here sê, vir die wat oorwin, gaan ek 'n kroon gee. Hy sê, ek beloof vir die wat oorwin in die einde, die gawe van die môrester. Wat is die gawe van die môrester? Die mantel van autoriteit. Halleluja. Die mantel van autoriteit, om enige plek, enige tyd in te stap, en 'n trompet te blaas in Jesus naam, en met sy autoriteit op te tree, en met sy gesag op te tree, en te sê, ek weet my verlosser lewe, ek weet my Here is in staat, om enigiets te kan doen, en jy verklaar die woord van die Here, halleluja, jy verklaar dat die Here met jou is, jy sê, Here, ek is nie kop nie die ster nie, Here, ek is bo nie onder nie, ek het die wapens van my stryd, is nie vleeslik nie, maar magtig om vestings neer te werp, en elke goeie ding, wat homself oprig in die kennis van die Here in my lewe, siekte in my liggaam, gaan weg in Jesus naam, amen, pyn in my liggaam, kry einde in Jesus naam. Jy sê vir die stryd in jou lewe, ek sê nou in Jesus naam, los op en dit moet opgelos word. En soos Josua die son en die maan bevel gegee, en Josua was een van die mense, hy gee die son en maan bevel, met autoriteit. Hoekom het Josua autoriteit gehad, om in Josua 10 op te tree met die autoriteit van die Here. Hy stap as gesant van die Here. Hy wandel as getroue diensknegt van die Here. En hy staan vir die son en die maan. Hy sê ouens, daar is nie genoeg tyd in hierdie dag nie. Ek moet die geveg klaar veg. Ouens, kom, hierdie geveg behoort aan die Here. Maar ouens, die Here het nie halfstene gestuur, maar ons moet die geveg voortsit. Ons gaan hom die swaard tref. En hy sê, Here, daar is nie genoeg tyd nie. Son, staan stil. Maan, staan stil in jou plek. Amen. En niks beweeg nie. En hy het 'n langer dag om die vyand te oorwin. En so gee die Here vir jou die oorwinning vanaand met die autoriteit. Waar kom die autoriteit van Josua vandaan? Hy staan op as 'n getroue diensknegt van die Here. Hy wandel vandat Moses in die woestyn af teruggekom het, versoek was, getoets was, en al die dinge in die woestyn beleef het, toe die brandende bos in sy lewe daar was, toe roep die Here hom terug na Egipte toe, en sê, Moses, gaan en lei my volk uit. En van daardie tyd af was Josua aan sy sy. Josua was heeltyd by Moses. Hy het heeltyd Moses gevolg. En toe Moses op die berg geklim het, daar waar die volk agtergebly het, die goue kalf gemaak het, die goue kalf gedans het Josua saam met Moses uitgegaan. Nie op die berg nie, want hy sou gesterf het. Maar hy het by hom gebly, op die drempel van die berg. Hy het nie gekies om by die goue kalf te wees nie. Hy het gekies om by Moses te wees, en tussen Moses in die volk te wees. Hy het gekies om Moses te volg, al die tyd. Hy het gesê, ek sal getrou wees as 'n diensknegt aan Moses. Jy kan nie autoriteit hê, as jy onder die autoriteit wil wees nie. Jy kan nie met autoriteit wandel, as jy self nie onderwerp aan die autoriteit van God nie. Jy kan nie met autoriteit die duiwel bestraf, as jy nooit autoriteit geleer het nie. En hierdie tyd wat ons ingaan, gaan die Here 2018 vars maak en oopmaak, sodat jy autoriteit kan beleef in die naam van Jesus, halleluja. Dat jy kan sê vir die berge skuif, hulle moet skuif. En die Here wek ons vanaand op, en hy sê, hoe werk die autoriteit? Want dan in Josua was 'n diensknegt van Moses. En op 'n stadium, toe Moses op die berg gaan 40 dae, 40 nagte was hy daar. En ons sien ook hoe dat Josua in die boek van Eksodus 17 stuur Moses hulle uit en sê, hoor hierso, julle ouens moet gaan veg. Julle moet gaan stry. Josua, vat manskappe en rig hulle op en vat hulle saam met jou na die stryd toe. Gaan veg teen die Amalekiete. En daar staan Moses op 'n berg. Hy lig sy hande op voor die Here. En Aaron en Hur is saam met hom, En terwyl Josua die geveg veg daaronder, sien Moses maar, hy verloor die geveg. En hulle staan op vir die Here, En die autoriteit van God keer terug, want hulle is in 'n verbintenis. Amen. Josua en Moses is verbintenis. Hulle is amper een. Hoekom? Want hulle dra dieselfde autoriteit. Prys die naam van die Here. Amen. Josua word opgelei en opgerig deur die Here, en hulle leer om in 'n geveg te veg
voor die Here. Hy leer om in 'n stryd te stry voor die Here, sodat hy autoriteit kan hê in die stryd. Dat hy weet hoe om ook eendag 'n volk te kan lei met autoriteit. Amen. En so bring die Here dit vanaand. Dit vat nie een dag nie. Dit vat partykeer 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, selfs 10 jaar, maak nie saak hoe nie. Maar dit hang van ons af of ons vanaand besluit, Here, gee my die autoriteit, gee my die salwing. Here, ek smag daarna. Here, om my op te rig, om my 'n gevegskryger te maak, 'n krygsdeel van God te maak, 'n heerser te maak. Amen. Om nie die stryd te verloor nie, maar om in die stryd te staan en te sê, Here, dankie dat ek 'n heerser kan wees. Dankie dat ek met autoriteit vanaand kan opstaan en die naam van Jesus kan bely en 'n trompet kan blaas en weet maar die Here is in beheer. Halleluja. En ons is vanaand geroep vanaand om soos Josua op te tree en te sê, ek sal getrou bly. Ek sal aan die Here se sy bly. Moses is 'n simbool van Jesus, né? Die profeet Jesus en Jesus wat ook later weet as profeet gesien was, maar dieselfde salwing. Jesus 40 dae versoek in die woestyn, Moses 40 jaar het hy ook in die woestyn opleiding gekry. Al hierdie goed lyk op Jesus, né? As jy aan Jesus se sy bly, onderdanig bly aan hom, gaan jy met dieselfde autoriteit begin heers. Want toe Moses sterf, toe Moses dood is, toe sê die Here, hier is Josua my dienstig. Josua gaan verder die volk lei en hy gaan hulle deur die land Kanaan vat. Hy gaan teen die reëse veg. Hy gaan hierdie groot oorwinning behaal in my naam. En ek en jy moet leer om die autoriteit van Jesus te handhaaf in ons lewens en om daarmee te heers in ons lewens. Amen. So Here kom vanaand en sê net vir ons, is jy gereed vir autoriteit? Is jy lus vir die autoriteit van die Here? Is dit nie tyd vir autoriteit nie? Amen. Het jy soveel dinge gegaan en jy probeer altyd met autoriteit optree, maar niks werk nie. Jy probeer die draad bestraf, want voel dit niks werk nie. Dit voel of jy net 'n nederlaag kry op 'n nederlaag. Nou as jy 'n nederlaag het jy engele nederlaag. Amen. As jy nie sukses het jy engele sukses. Amen. Want jy engele staan gereed om net op te tree. Maar as jy profeteer in jou omstandighede, dan kom die Here en hy gebied sy engele om die woorde waar te maak in jou lewe. Josua kom en sê, ons is van die land. Amen. Die land behoort aan ons. Josua kom as gesant van God en hy profeteer in 'n belofte in. Hy spreek in 'n dimensie in wat ek en jy moet leer met autoriteit vanaand. Halleluja. Ons bring my terug by Elia. Ek wil net vinnig die gedeelte neem want ons is baie met tyd. Elia kom en Elia was eintlik 'n priester. En toe Elia omtrent 30 jaar oud was, toe kom Enoch en besoek hom in 'n visioen. En Enoch het hom besoek, want hy het dieselfde mantel gekry wat Enoch gehad het. Enoch het met God gewandel, was nooit bevind nie. Elia was 'n priester in die priesterlike rang van die Lewiete. En Elia moes leer om 'n bidder te word. So die eerste dimensie wat ons dan kyk vanaand, hoe word jy met autoriteit beklee? Jy oorwin soos Jakob. Nou, die eerste opsomming. Jy oorwin soos Jakob, jy stryd teen mense en jy stry in omstandighede en die Here gee vir jou autoriteit. Die tweede dimensie is, jy bly getrou soos Josua aan die Here. Amen. Hy was gesant van die Here, getrou aan die Here. Die derde dimensie is, hoe kom jy met autoriteit soos Elia? Hoe tree jy op soos Elia? En Elia kom by Agab met die autoriteit van die Here, met die salf van God op sy lewe. En hy word opgerig as 'n priester. Maar omtrent 30 jaar oud word hy besoek deur Enoch. En dit vat omtrent 35 jaar daarna, voordat hy met autoriteit beklee word as 'n priester om 'n profeet te word. 35 jaar. Ons wil 'n profetiese woord môre hê, né? Ons wil dit volgende jaar hê. Ons wil dit 'n maand van nou af hê. Here, Kersverskrik 'n profesie, nuwe jaar moet dit gebeur. Dankie Here, dis myne. Amen. En ons dink die profetiese woord moet nou gebeur. Maar dit vat 35 jaar om iets wat Enoch vir Elia nagelaat het in vervulling te bring. Elia stap met 'n bonatuurlike mantel op sy lewe as 'n priester. En hy leer en hy begin sy gebedslewe op te knap. Hy bid aanhoudend, want die Jakobus 5 sê vir ons duidelik, Elia was 'n mens soos ek en jy. Vlees en bloed soos ek en jy, beswakker as mense. Nou, hy was nie bonatuurlike wese nie. As jy self knap sal jy voel, jy is nie bonatuurlik. Amen. Kyk maar 'n bietjie by in jou liggaam. En dit is ook by ons dieselfde vlees en bloed as Elia is. Maar Elia het 'n beginsel gehad. Hy was 'n bidder. Hy het met autoriteit gebid.
Hy het geleer waar autoriteit vandaan kom, om te bid en te smeek en te vra voor die Here. En as ek en jy in hierdie tyd, ons gebedslewe gaan opknap, ons beginsel, elke oggend, Here, ek verklaar die naam van Jesus, Here, ek spreek die naam van Jesus, Here, wat ek bid, ek word 'n bidder, en ek begin die Here te soek, sy aangesig te soek. Ek begin die God van Israel te aanbid en om te soek. Nou, en Elia het baie stryd in sy lewe gehad. Hy het hierdie Baal-profete gestryd. Hy moes met autoriteit vuur in die hemel uitroep. Nou, hy het met autoriteit gestap na Agab toe. En daar in die boek van 1 Konings 17 vers 1, toe sê hy vir Agab, daar gaan geen rede op die aarde wees, Agab, totdat ek so sê nie. Nie tot die Here so sê nie, tot ek so sê nie. So hy leer om met autoriteit te bid en selfs beheer oor die natuur te hê. Soveel autoriteit soos Josua gehad het. Hy beheer oor natuurlike elemente. Hy sê vir die son, staan stil. Amen. En hier kom Elia, en hy kom met dieselfde autoriteit na vore. Hy word bekragtig deur die Here met 'n autoriteit wat niemand anders beleef het ooit as 'n mens nie. En hy kom in die autoriteit van God uit sy gebedslewe, uit sy gebedspreking. En hy kom met God se salwing in sy lewe. En hy kom met bonatuurlike dinge. En hy sê, Agab, dan gaan nie reën wees nie. Agab dink is 'n grappie. En Elia gaan weg. En Agab sien, hy, 'n maand geen reën nie. 2 maande geen reën nie. 3 maande, ag, dit sal seker reën. 4 maande, 'n jaar, niks nie. En alles begin verdor en verdroog. En Elia staan op die berg. Nee, hy het nie so gesê nie. Nou, hy het gesê, nee, hy het nie gedoen nie. Hy het steeds kompassie gehad, want weet jy wat hy gedoen? Op die berg te tree in vir die sondes van die volk, wat so in verdorring sit. Hy tree in vir dieselfde mense, wat hy 'n droogte oorgeroep het. En ek en jy moet leer wat dit is, om die Here te ken. Ons moet leer wat dit is om die Here te ken in 2018. As God nie gaan ken nie, gaan ons misluk. As nie ons God ken nie, gaan ons dit nie maak nie. En Elia het geweet wie God is. Hy het so baie tyd met God spandeer, dat die Here van gesê, ek gee die autoriteit selfs oor die elemente van die aarde. Ek gee die autoriteit selfs oor die reën en oor die droogtes. En jy kan weer die reën terugroep. En die Here gee vir my woord en sê, gaan roep die reën terug na 3,5 jaar. En hy kom weer terug met 'n woord. En hy roep vir Agab die reën terug. En hy sê, die reën kom hardloop, hier kom reën. En Agab van sy stryd waar, en hier kom die weer, en die reën haal hom in. En Elia het geweet wat dit is, om die reën te beheer. En dit is wonderlik nou om te weet, jy het autoriteit om hierdie goed te beleef. So, as jy beperk as 'n kind van die Here, nee, nie te min nie. Want weet jy hoekom? Jy het die Gees van God in jou. Jy het die Heilige Gees in jou. Hulle het nie die Gees van God in hulle gehad nie. Jy het die Heilige Gees in jou. Jy is weergebore. Jy het Jesus Christus se volheid in jou lewe. En daarom kan jy heers. Daarom kan jy met autoriteit wandel. En dis nie so 'n praatjies nie. Want weet jy, ek beleef deesdae hoe dat ons almal van julle wat hier sit vanaand, is deur so baie dinge. Jy is deur soveel stryd gewees, dalk in jou eie lewe. Jy het die mense gestryd, met bitterheid gestryd, met leemtes in jou lewe gesit. Jy het bekommerd geraak, jy het dalk beskoordig geraak, maar die Here sê vanaand vir jou, ek wil jou salf vanaand met autoriteit. En ek wil jou oprig soos my seun Jesus ook. Jesus kom in Johannes 5. En hy sê, ek sê net wat die Vader hoor sê. Ek doen net wat die Vader sien doen. So hy het my autoriteit van God die Vader ontvang. En die ouens kyk verbaas en verstom na hom. En hulle betwyfel hom. Hulle sê, is jy groter as Abraham? Hy sê, voor Abraham was ek maar reeds. Amen. En hulle dink, en hy sê vir hulle ander ding, hy sê vir hulle oor die selfde gedeelte, al die skrifte wat julle lees, al die profetiese woorde, gaan oor my. Dink jy kom by 'n plek aan, en jy sê vir iemand, al hierdie skrifte gaan oor my. Hulle is al dink, hierdie ou, waar was hy? Hy is maar 30 jaar oud. En al hierdie woorde is oor my geskryf. Wat gaan jy dink van daardie persoon? Jy gaan dink, die persoon is regtig kranksinnig. Dis nie so nie. Jy gaan dink, dis hoekom die klippe wil optaan stenig, en hulle wou stenig, hulle wou doodmaak. Maar weet jy wat sê op die einde? Hy sê, ek ken die Vader, en die Vader ken my. En weet jy, dis waar autoriteit vandaan kom. Jesus kom het van die oorwinning oor mense.
Tweede is quote van die plek waar jy bid en die Here soek en deurbid. Soos John Wesley. Amen. Ken julle John Wesley? John Wesley het bidder. Hy soos John Knox in die woude gebid, in die stuw gaan bid, en die joernalis het gevolg het, kom by 'n plek uit, wat John Knox gebid het, op sy knieë vir Skotland. En die Engelse weermag sê, ek vrees die gebede van John Knox meer, as die weermagte van Skotland. So dat John Knox meer gevrees, as die weermagte van Skotland. Hier kom John Knox, en dit is barbare geweest, by die Skotte, amen. Julle ken vir William Wallace, né? Amen. Braveheart, julle allemaal Braveheart gekyk. Maar hulle blou geverf, rokke aan, weet iemand, onderdra nie, man, ons los het daar. Amen. Beenhare wat uitsteek, verskrikkelijke ouens, barbare met lang hare. Amen, die kom hulle aan, met swaarde en met spiese. En in daardie tyd, was dit daardie tyd geweest wat John Knox ook in 'n plek was, waar hy homself vermoedig het vir die Here vir 'n volk. En ek en jy moes soos John Wesley kom. Ek en jy moes soos Allen kom. Nikkie van der Westhuizen. Herlewens begin het in Jesus naam. En die Here wil net vanaand kom en sê, ek inspireer jou my kind, om vanaand autoriteit te vat. En met autoriteit te wandel, eens en vir altyd in jou lewe. Moenie toelaat die duiwel die autoriteit steel by jou nie. Moenie toelaat die duiwel plunder en vernietig in jou lewe nie. Amen. Jy die autoriteit vanaand om oor sy werke te triomfeer en te sê duiwel is genoeg. Jy gaan nie langer my lewe aanval, my lewe negatief maak nie. En ons begin verklaring maak profeties. Want die profetiese woord wat jy spreek met jou mond, moet in vervulling kom. Dit moet realiseer. Want jy spreek het omdat jy God ken. Jy spreek Jesus naam aan, omdat jy hom ken. En hy ken jou. Hy het jou by jou naam geroep en jy is syne. En 2018 gaan 'n jaar wees vir die kinders van God wat met autoriteit wandel. Onthou dit is vir almal nie. Toe Gideon in sy manskappe kom sê, Here, sonder net 300 af. Ek wil nie die 1000 hê nie. Geef my 300. Net die 300 wat soos honde op hulle knieë water gedruk het. Nie hulle hande by hulle monde gesit het. Hulle het op hulle knie gesit en hulle monde in die water gedruk en die water opgelek storm. Hoekom wil die Here daai mense gebruik? Die Here sê, want jy is bereid om jouself te vermoedig by my. Jy buig verder as almal. Amen. Jy buig verder as almal. En jy buig jouself neer voor die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy buig jouself neer in jou gees vir 'n Here en 'n God wat kragtig is, wat oorwinning vir jou beplan het. En 2018 gaan 'n jaar wees vir elkeen van julle wat vanaand hier sit, oorwinning gaan behaal in Jesus. Halleluja. Prys die heilige naam van die Here. En ek weet dit is my gebed vir elkeen vanaand dat die Here kom en die oorwinning vir jou gee. Dat jy nie meer ek moet wonder, waar gaan oorwinning vandaan kom nie? Waar gaan my krag vandaan kom nie? Here, wat gaan vir my word nie? Here, waar gaan ek my hoop kry nie? Die Here sê, my hoop is te vind in my, want jy ken my, en jy bid, en jy soek my. Kom ons wees weer, eens en vir altyd bidders. Kom ons stel die mate van gebed weer op, want enige herlewing begin met gebed. Amen, enige roering, enige oprigting, enige vermenigvuldiging, begin met gebed. En Leon was 'n baie alleen man omdat hy gebid het. Hy was die enigste bidder in die tyd van 'n volk, maar die hele volk verander. Hy het die hele generasie verander, omdat hy 'n bidder was. Hy alleen het die hele generasie omgedraai met gebed. Halleluja. Amen. Kom ons weer net die Here se aangesig soek. Kom ons weer kom en sê, Here, ek wil die autoriteit hê. Maar hoe kom die autoriteit? Deur smekinge, deur gebede, deur vermoediging, deur te sê, Here sê vir ons sy woord, hy sê, as jy bid en my aangesig soek, sal ek, jy sal vermoedig vir my, gaan ek die land kom genees. Ek gaan die land kom genees. Het jy geneesing nodig vanaand? Het jy nodig in jou land genees, met die duiwels opblinder, met die springkane en die verwoesters? Het jy iets nodig in jou lewe vanaand, wat die Here wil bring? Ja, natuurlijk elke van ons staan. En ek weet wat die tyd nou is. Dis die regte tyd. Ek dink is dis die regte tyd. Amen. So, met daardie woorde, wil ek graag net, ek wil die skoolse batterij spel. Met daardie woorde, wil ek graag ons elkeen van ons net roep om te sê, het jy 'n trompet vanaand wat jy kan blaas? Ja, jy het, met jy die naam van Jesus. Amen.
Het jy oorwinning in jou oorlog en jou stryd? Ja, jy het, want jy die naam van Jesus. Het jy die autoriteit vanaand om uit te stap in 2018 oor 'n halfuur en te sê, Here, hierdie 2018 gaan my jaar wees. My jaar van vermenigvuldiging. My jaar waar alles wat dood is, lewend word, Here. My jaar, Here, waar ek kan spreek en God tree op. En vanaand gaan ons autoriteit neem oor siekte, oor dinge wat nie moontlik was in die verlede nie, gaan moontlik wees. Jy gaan begin 'n vlak van autoriteit beleef vanaand af in hierdie nuwe jaar, wat jy verstop gaan laat staan. Amen. Ek dink elkeen het dit nodig. In 'n land waar ons lewe, het jy autoriteit nodig met duisternis. Het autoriteit nodig met misdaad. Het autoriteit nodig oor die vloeke. Het autoriteit nodig oor al die dinge wat mense baie keer teen jou bring. Want jy kry baie gevalle waar die engele gereed staan, soos Jesus ook by die gouverneur gekom het. En op 'n stadium is Joshua ook met 'n engel in 'n stryd. Die engel 'n blik gedaante verskyn aan hom en Joshua vra vir hom, is jy vir ons of met ons? Wat teen ons? Is jy vir ons of teen ons? En het 'n swaap hom gehad. En Joshua se bang vir die engel. Hy dink, hier is een van die vijanden. Hoor jy ou, is jy vir ons of is jy teen ons? En hy vra hom die vraag, want hy het autoriteit met engele gehad. Wonderlik, amen. En toe Jakob met die engel worstel, en die engel sien, hy kon hom nie oorwin nie. Hoe sterk was Jakob gewees? Hy was 'n speer. Hoe sterk was hy gewees met die engel te weerstaan op so 'n manier? Die engel sê, ek kan nie oorwin nie. Nou gaan hy engelkrag gebruik om jou heup af te slaan, sodat jy kan leer om onderdanig te wees. En toe Jakob het beleef, toe kom daar 'n ander autoriteit in sy lewe. Toe Jesus het beleef, toe kom daar 'n ander autoriteit in sy lewe. Engele begin om te bedien. Amen. Hoeveel dit meer vir ek en jy? Engele staan gereed vir jou. Ek dink 'n autoriteit wat ons beleef in die Here moet so wees. As in die oggend opstaan, staan die engele in gereedheid. Amen. Hulle sê, wat gaan volgende gebeur? Wat gaan die ou sê? Wat gaan die ou nou spreek? Ons moet gereed staan op 'n bevel van hierdie persoon se lewe. En dis die vlak wat ek en jy kan beleef. Die engel wat die aanvoerder was, wat by die swaard gestaan het, by Joshua, was die engel Uriel. Uriel is die gevegsengel, en hy sê, ek is die bevelvoerder van die weermagte van Israel. Hy sê dit vir Joshua. Hy sê, ek is aan jou kant, Joshua, moet nie bekommerd wees nie. Ek is die bevelvoerder van die weermagte van Israel. Amen. Dis die verhaal van die engele. As baie dinge wat in die geheim plaasvind op hierdie stadium. Die wêreld se roere is amper die dimensie waar ons as Afrika aanbreek in 'n nuwe jaar. En ek sien op TV vanmiddag hoe dit Nieu-Seeland, my skoonsister het 8 ure terug, het hulle reeds nuwe jaar gehad. Dus jy kan nie sê die einde van die wêreld gaan op nuwe jaar plaasvind nie. Want Nieu-Seeland se nuwe jaar is voor ons nuwe jaar. Jy gaan nie tyd kan koppel in dit nie. Anders gaan hy eers weggeraak word, dan 12 uur later. Ons baie saam voor, kom ons bid. Hier kom ons wegraak. Dit gaan in 'n oomblik wees in 'n oomblik. Amen. Jy gaan nie kan sê dis 'n tyd wat gekoppel word nie, want die Bybel sê dis 'n oomblik. Halleluja. En ek en jy moet gereed wees daarvoor. Amen. Ek sien die Chinese gewildheidskenner. Ek het hulle gesien op CNN, gesien hoe hulle die jaar vier. Hulle het seker die Chinese lame musiek gespeel. Amen. Ons prys die Here vir hulle. Hulle gaan gered word. Amen. Hulle gaan 2018 beleef met krag en met die Here se salwing en met sy heerlikheid. Amen. Soos ek en jy ook. So kom ons staan gereed. Kom ons berei ons harte voor vanaand. Ek gaan 'n paar dinge doen vanaand. Wat ons gaan doen is, ons gaan die eerste nagmaal hou en ons sal by aan die Here. Dan gaan ons 'n bietjie vir mekaar bid, ons mekaar saam met bid, is reg. En dan gaan ons 'n liedjie of twee saam prys vir ons die vandag. Is reg. En die weer ingaan met die Here se autoriteit. En ek wil vanaand baie spesifiek bid dat die Here engele sal gee vir jou wat met autoriteit optree vir jou in namens jou. Want jy het geworstel in jou stryd nie alleen met mense nie, maar met die Here ook. Jakob het met God en met mense geworstel. Want baie kere moet die Here jou hart iets om te kyk. Is jy lief vir hom? Gaan jy lewe geniet wat hy vir jou voorlê? Ons het gelees die skrif vanaand, ek leef vir jou lewe voor en ek leef vir jou sukses voor. Kies jy lewe dat jy mag lewe. En ek dink dis 'n tyd wat aangebreek het en ek en jy lewe kies. En as ons die Here gaan lief hê, hierdie jaar gaan lewe jou deel wees. Gaan oorwinning jou deel wees. Gaan die openbaring van die Here jou deel wees. En die autoriteit van die Here
gaan jou deel wees, en my deel wees. Amen. So ek sê eintlik nou vir julle net. Dit was 'n countdown, maar dis op